Goeiemôre geliefde broers en susters en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend, ook aan besoekers wat vandag hier by ons is. Baie welkom aan elkeen van u. Ons glo vertrou dat ons dan ook vandag tydens hierdie erediens opnuut weer bewus sal wees van God se teenwoordigheid, nie net hier in sy kerk nie, maar elke dag in ons lewens. Dat ons daagliks opgeroep word om daardie keuse te maak om dan ook vir die Here te lewe. Ons susters, voordat ons vandag ons erediens gaan begin, gaan ons eers 2 liedere saam oefen. Ek dink soos die meeste van u bewus is om sterk op pad na Kersfees toe alweer. En ons Kersdiens vind die 23ste November plaas. En graag gaan ons vandag 2 liedere oefen. Dit klink dalk nie soos Kersliedere nie. Want toe ek en Douwe gepraat het ons gesê, dis 2 liedere wat ons baie maklik kan integreer in 'n Kersprogram. En dan natuurlik in ons gewone gebruik in die eredienste kan ons die liedere dan ook gebruik. Die eerste lied wat ons gaan saam oefen vandag is Vonk 523. Ons gaan nie die eerste vers daar saam sing, maar ek gaan vir Douwe vra om vir ons een keer deur te speel en daarna dan sing ons die lied saam. Wat lekker soms so, kom ons sing nog een keer weer. Ek dink dit is te moeilik om die lied aan te leer. Ek kan nie, jy gaan net met een van my speel. En dan gaan ek vir Douwe vra, dis 'n kort lied, en dis eintlik hulle mense dit gebruik as 'n loflied aan die Here. Nou speel vir ons dalk een keer dalk in die melodielyn, dat ons dit net hoor, en daarna sing ons die lied saam.
ek dink ons sal die 2 liedere met groot vrug nog in ons gemeente in die nabye toekoms gebruik. Kom ons raak vanoggend net vir 'n oomblik stil en dan bring ons onsself in gereedheid in ons gebed om na die woord van die Here te luister, waarna ons dan saam ons geloof bely met die sin van verskoning. Susters, ons is vanoggend in die teenwoordigheid van die Here saam. En dan sê die Here, waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek met hulle. Geliefde broers en susters, die genade van ons Here Jesus Christus sal by ons almal wees. Die Here Jesus Christus onverganklik lief het. Amen.
Liewe broers en susters, terwyl ons net so bly sit, kom ons sluit dan met ons saam. Ons almagtige God, ons liefdevolle hemelse Vader, Here, op hierdie Sondagoggend is ons in U huis tesame. Met almal van ons wat hier is, vanoggend geluister het, toe U Gees ons geroep het. U Gees ons opgeroep het, om na U huis te kom. Ons dank U, Here, vir daardie roepstem, waarna ons vanoggend kom luister. Ons dank U, Here, vir daardie keuse, wat U vir ons gegee het, om vandag ons eie taal en ons eie kerk saam te mag wees. Ons dank U, Here, dat ons weet daar is daagliks soveel keuses wat U self neem oor ons toekoms, oor ons lewe van elke dag. Dis U wat kies om ons te red, sekerlik van ons grootste ellende, naamlik die sonde en die ewige verderf, wat as gevolg van die sonde vir ons in die vooruitsig is. Dankie, Here, dat U Seun gestuur het, dat U die keuse gemaak het om die Seun vir ons aan die kruis te laat sterf, sodat ons vir altyd kan lewe. Ons dankie, Here, dat U daagliks die keuse maak, die lewenspad saam met ons te staan. Om ons nie aan ons eie lot oor te laat, of ons te verlaat en ons alleen in hierdie wrede wêreld agter te laat nie. Maar dankie, Here, dat U deur U Gees daagliks U hand van bewaring oor ons hou. Dat U daagliks daar is om ons te versorg. Nie te veel nie, maar ook nie te min. Ons dank U, Here, dat U Gees elke dag daar is om ons te bewus te maak van U Seun, wat U daagliks kies om oor ons uit te staan. Here, die keuses wat U elke dag vir ons en oor ons maak, roep ons op om ook dan vandag 'n keuse te maak. 'n Keuse, Here, om ons lewens elke dag te wy. 'n Keuse, Here, om ons eie wil ook binne U wil te stel. 'n Keuse wat ons self moet maak. Elke dag te lewe tot ere verheerliking van U groot en U heilige naam in ons gemeenskap. Here, dit is 'n moeilike keuse wat so baie van ons daagliks moet maak. Want Here, die eie ek en die eie wil is nog soveel kere, soveel sterker. Here, maar help ons, rig ons, stuur ons en lei ons om U altyd eerste te stel. Om ons eerste keuse altyd aan U te maak. Here, hier in die erediens vandag, word ons stil. Om opnuut weer te hoor, Here, dat U ons oproep tot daardie keuse om U te kies. Lei ons hierdie erediens. Help ons in hierdie erediens om nie net te luister, maar ook te verstaan hoe groot is die verantwoordelikheid wat ons as lidmate van die kerk teenoor U. Gee vir ons daardie krag, Here, daardie krag wat alle menslike verstand te bowe gaan, om elke dag hierdie keuse uit te oefen, hierdie keuse te gaan leef. Seën ons in hierdie erediens, Here, wees ons as sondaars nog genadig. Dit bid ons naam van Jesus Christus. Amen. Christen, broers en susters, ons lees vandag saam met die woord van die Here in die Ou Testament, in die profetebundel van Jeremia. En ons gaan daar saam lees uit Hoofstuk 21 uit van vers 8 af tot by vers 10. 'n Kort gedeelte van 'n heelwat groter perikoop, maar 'n gedeelte waar die Here dan self aan die woord kom by monde van die profeet Jeremia. Ons lees hierdie gedeelte saam in Jeremia 21 van vers 8 af. En daar lees ons: En vir die volk moet jy sê, so sê die Here, kyk, ek hou vir jou die pad na die lewe en die pad na die dood voor. Die een wat in die stad bly, hierdie stad bly, sal deur die swaard of honger of die epidemie sterf. Hy wat uitgaan en oorloop na die Galdeërs wat julle beleer, sal leef. Sy lewe sal vir homself as by, sal hy vir homself as by behou. Want ek rig my gesig teen hierdie stad, ten kwade, nie ten goede nie, is die uitspraak van die Here. Die hand van die koning van Babylonië sal dit oorgegee word en hy sal dit afbraak.
Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Wanneer ons in hierdie gedeelte hoor wat die Here God self sê by die monde van Jeremia, dan kom Jesaja en bevestig hy dit deur te sê dat gras verdor en blom verwelk. Maar dit wat die Here sê, die woord van die Here, sal vir altyd staan. Reformatoriese kerke reg oor die wêreld hervormingssondag op die heel laaste Sondag van Oktober, wat dan nou vandag. So vandag vier ons saam met die reformatoriese tradisie hervormingssondag. Vandag dink ons terug aan 31 Oktober 1517, toe Martin Luther sy 95 stellings, party mense sê dit was eintlik 95 vrae gewees, maar het sy vrae of stellings en Martin Luther stuk papier neergeskryf. En toe het hy hierdie 95 stellings teen die kerkdeur in die dorpie Wittenberg in Duitsland met 'n hamer en 'n spyker gaan vaslaan. Martin Luther was 'n priester in die Rooms-Katolieke kerk gewees. Onthou in daardie tyd, 1517, was daar net een kerk gewees en dit was die Rooms-Katolieke kerk gewees. Martin Luther was 'n priester in hierdie kerk. En na sy bestudering van die woord van God, veral dan daar die brief wat Paulus geskryf het aan die Romeine, kom hy tot die diep besef dat dit wat die Bybel sê oor die mense, oor die mensdom se verlossing, en dit wat die kerk, sy kerk, verkondig aan hulle, stem nie ooreen. Martin Luther kom tot daardie diep besef dat die kerk waarvan hy deel is, sy kerk, is besig om mense in te doen, is besig om 'n valse leer aan mense te verkondig. En dit dring hom daartoe, omdat uiteindelik 95 stellings, 95 vrae te vra oor dit wat nie reg is in die kerk. Onder andere die aflaatstelsel van die Rooms-Katolieke kerk toegepas het, waar volgens mense hulle sonde kon wegkoop met geld. As ek dit nou prakties moet verduidelik vandag, die Rooms-Katolieke kerk het 'n lys gaan opstel van alle denkbare moontlike sondes wat mense kan pleeg. En dan het hulle 'n geldwaarde gekoppel aan elkeen van daardie sondes. Byvoorbeeld, as jy gesteel het, kos dit R100 om daardie sonde te laat vergewe. So, as jy iets gesteel het, gaan betaal jy R100 by die kerk in, en dan is daardie sonde nou vergewe. Moord is dalk R1000. So as jy moord gepleeg het, betaal R1000 by die kerk, en daardie sonde is jou vergewe. En Martin Luther het in sy bestudering van die woord van God tot die besef gekom, wat is nie hoe dit werk nie. Ons word alleenlik vrygespreek van ons sonde op grond van die kruisdood van Jesus Christus, en ons geloof in daardie kruisdood van die Here en die verlossingswerk wat hy gedoen het. Maar die kerk het 'n ander leer verkondig. Die kerk waarin hy self diens gedoen het. Die kerk waarin hy self 'n priester was. En gegee die tyd gelede waarin Martin Luther geleef het, was die oorgrootste meerderheid van die bevolking ongeletterd. Hulle kon nie lees of skryf nie.
So as die kerke dit sê, dan moes hulle dit maar aanvaar het, moes hulle dit maar geglo het, moes hulle dit maar gedoen het, want hulle het nie van beter geweet nie. En die bietjie wat wel geletterd was, en self lees en skryf, het nie die Bybel in hulle moedertaal gehad. En as hulle nie die Grieks, of die Hebreëus, of die Latyn, waarin die Bybel daar in die tyd geskryf was, verstaan het nie, moes hulle ook maar net glo en aanvaar, dat die kerk verkondig, dit wat die woord van God werk. En sê, Martin Luther het 'n ander soek, het 'n ander perspektief gebring en gesê, dis nie wat die Bybel sê, om die kerk besig is nie. Nou die naderdraai van die hele verhaal wat ek nou vertel het, is dat Martin Luther op die einde van die dag toch deur die kerk verhoor is, omdat die kerk het nou nie heeltemal gehou van sy 95 stellings nie. En hy is ook verban uit die kerk. Maar dit het juist in die aksie van Martin Luther en die reformatie aan die gang gesit. Met hervorming Sondag dink ons weer terug aan dit wat gebeur. Maar hervorming Sondag roep ons wat vandag leef op om weer soos Martin Luther voortdurend terug te keer na dit wat die ware woord van God vir ons sê. En dit wat die kerk sê en dit wat ons lewe ooreenstem met dit wat God in sy woord vir ons sê. Hervorming Sondag roep ons ook op om voortdurend te hervorm in ons geloof. Op grond van dit wat ons in die Bybel, die woord van God lees, maar ook op grond van dit waarmee ons besig is, naamlik God. Dan gaan dit broers en susters, gegee wat hervorming Sondag is, dink ek hervorming Sondag bring vir ons wat vandag hier is, ook 'n nuwe perspektief na vore. Hervorming Sondag laat ons weer besef dat ons wat lidmate van die kerk van Christus is, het elke dag 'n keuse wat ons moet maak. Ons het 'n Bybel wat in ons eie moedertaal geskryf is. Ons het 'n kerk wat in ons moedertaal vir ons die woord van God verkondig. Maar ons moet die keuse maak, elke dag, elke Sondag, of ons na daardie kerk toe gaan. Elke dag moet ons die keuse maak, gaan ons daardie Bybel in ons eie taal lees, of gaan ons nie. Ons moet die keuse maak, of ons die kerk, en die gebruike van die kerk, en daarmee saam dat ook ons eie lewe, binne die riglyne van die woord van God gaan inrig. Of gaan ons nie. Ons moet elke dag die keuse maak, of ons die woord van God gaan toelaat, om ons denke, ons kerk, ons dade, elke dag te hervorm. En uiteindelik ons lewens te hervorm en te rig om binne die wil van God soos ons dit aantref in sy woord te wees. Die reformatie het aan die mense van die 16de eeu vir die eerste keer 'n vrye keuse gegee in hulle geloof. En dis hierdie selfde reformatie wat vandag aan u en my ook 'n vrye keuse gee. En wanneer ons vandag praat oor keuses en vrye keuses, dan laat dit my dink aan verlede week gaan ek sny gou my hare en daar is net 2 stoele waar die haarkapper sny en albei is daar nou klaar iemand in. So nou sit ek maar daar en wag my beurt af en ook 'n beurt kry om 'n bietjie my hare te was. Nou blaai ek eers deur die Golf Digest en nou in die hoek, so onder al die ander boeke, lê 'n boek met verskillende haarstyle vir mans. Ek het 'n foto geneem vanoggend van een van die haarstyle wat ek afgeneem het van die foto. En toe ek hierdie foto sien, toe dink ek so by myself, kan dit wees dat daardie haarstyl vir iemand mooi is? Kan dit wees dat iemand van daardie haarstyle hou? En so kyk ek na ander haarstyle wat mans dra. En dan kom ek tot daardie besef en wonder ek by myself, wat dink mense om hulle hare so te sny? Ek loop liewer met 'n spieël en 'n paar kroks in die bordel voor ek enigsins my hare so gaan sny. Maar ek sê geliefde broers en susters, die ironie van die saak is dat nie een van hierdie mense ooit gedwing is om hulle hare so te sny. Dit was 'n keuse, hulle vrye keuse. Hulle het besluit
hulle hare so te sny, of so te kleed, en hulle hare dan so te dra. En al lyk dit dalk vir my vreemd, al lyk dit dalk vir my absurd en nie mooi, dat iemand hulle hare so sny, bly dit daardie mense se keuse. My haarstuk lyk dalk vir hulle snaaks. Nie een van ons kan enige iemand anders veroordeel oor sy haarstyl keuse nie. Want dit bly sy of haar vrye keuse hoe hulle hare wil sny, al dan nie. En die geliefde broers en susters, met ons geloof werk dit presies dieselfde. God gee aan elkeen van ons 'n vrye keuse. 'n Vrye keuse om in hom te glo, al dan nie. God gee aan elkeen van ons 'n vrye keuse of ons in 'n verhouding met hom wil staan en in 'n verhouding met hom wil leef, of nie. God dwing niemand om in hom te glo. God dwing niemand om in 'n verhouding met hom te staan. Maar wat God wel doen, is hy sê vir ons dat daar is gevolge op die keuse wat jy maak. En dis waar ons skriflesing van vandag inkom. In ons skriflesing vandag gaan ons terug na die belering van Jerusalem toe, so in 587 voor Christus, deur die Babyloniërs of deur die Galdeërs, soos wat hulle ook genoem is. En dan praat die Here self met die monde van Jeremia met die volk Israel. God gee vir Israel 'n vrye keuse. Ons lees hierso in Jeremia 21 vers 8, dan sê die Here, kyk, ek het vir julle die pad na die lewe, of ek hou vir julle die pad na die lewe en die pad na die dood voor. Julle kan self kies of julle wil lewe en of julle wil sterf. God dwing niemand om 'n bepaalde keuse te maak. Maar dan sê hy tog dat daar wel gevolge is op die keuse wat hulle maak. Ons lees dit hier in vers 9. Dan sê die Here, die een wat die keuse maak om in hierdie stad te bly, sal deur die swaard of honger of die epidemie sterf. Maar hy wat dan die keuse maak om uit die stad uit te gaan en oor te loop na die Galdeërs wat hulle beleef, hy sal leef. Dis die gevolge van die keuses wat jy moet maak. En dit was nie 'n maklike keuse vir die Israeliete gewees nie. Om daarom te bly beteken dat jy verseker gaan sterf. Maar om oor te loop na 'n ander volk, na 'n ander leermag, is beskou as hoogverraad. Jy verraai jou volk. Jy verraai jou kultuur. Jy verraai jouself. Met wie wat jy werklik is. En dis amper erger as om te sterf. Maar die keuse bly jou. Wanneer jy dit gesien, geliefde broers en susters, is dit amper dieselfde keuse waarvoor een ek elke dag te staan. Elke dag moet een ek op die keuse maak. Gaan ek vir God kies? Gaan ek my wil onderhewig stel aan God se wil? Gaan ek God se woord toelaat om my lewe te hervorm? Dit wat vir my goed en mooi en dierbaar en lekker is in die lewe, wat nie binne God se wil is nie, gaan ek bereid wees om van dit afstand te doen? Gaan ek bereid wees om my ou lewe agter te laat en oor te doen na God met my keuse? Sien 'n kans om te luister na wat die Heilige Gees vandag vir my te sê in hierdie situasie waarin ek nou vasgevang is. Want die implikasies daarvan gaan dalk wees dat die wêreld anders na my gaan kyk. Dat die wêreld dalk snaaks na my gaan kyk. Maar gaan ek daardie keuse maak vir God? Ons word elke dag voor die keuse gestel. Gaan ek nie vir God kies nie? Gaan ek besluit om eerder maar my eie planne te volg?
gaan ek die keuse maak dat ek gelei word deur mense en deur die wêreld en al die mooi dinge in die wêreld om my lewe en my lewenskoers op die einde van die dag te volg. Dis 'n vrye keuse wat elkeen van ons het elke dag. Maar dan kom die Here en dan sê hy ook vir ons, onthou, daar is gevolge in die keuse. En daardie gevolge strek nie net vir hierdie wêreld en vir hierdie lewe. Dit het ook implikasies vir die lewe hierna. Daagliks moet een ek 'n keuse maak vir God of teen God. Dis 'n vrye keuse. Amper soos om 'n haarstyl te kies. Maar net soos 'n haarstyl keuse, raak die keuse wat jy teenoor God maak ook sigbaar in jou lewe. As jy vir God kies, moet jou keuse sigbaar wees in jou woorde en in jou dade wat jy elke dag leef. Mense moet kan sien dat jy die Here gekies het. Want as hulle dit nie kan sien, weet almal wat se keuse jy werklik maak. Volgende Sondag, geliefde broers en susters, het 7 nuwe lidmate in die geleentheid om die keuse te maak vir God. Wanneer hulle hier voor ons staan en die openbare belydenis van geloof aflê. Dan is die openbare geloofsbelydenis wat afgelê word. Skep die kerk 'n maklike geleentheid vir gelowiges om dit sigbaar te maak dat hulle die Here kies. Maar daardie keuse is nie net vir hierdie een dag. Dis nie net vir daardie oomblik wanneer mense belydenis van geloof aflê. Dis 'n daaglikse keuse wat ek moet neem. En dis nie 'n keuse wat ek net in die oggend of in die middag of in die aand neem. Dis nooit 'n of, dis 'n en. Dis 'n keuse wat ek die hele tyd en die hele dag maak. Nee. Die hartseer is, daar is soveel belydende lidmate wat voor 'n kansel gestaan en openlik bely dat hulle kies die Here. Maar soos hulle vandag leef en as mens vandag na hulle lewens kyk, dan lyk die keuse heeltemal anders. Die keuse wat ons maak oor ons geloof is dieselfde as jou haarstyl is. Dit raak sigbaar vir almal om te sien. Geliefde broers en susters, soos ons elke oggend voor die spieël staan en vir onsself kyk om ons hare te gaan, wel die van ons wat ook hare het. Net so is dit dieselfde oomblik waar ons vir 'n oomblik vir onsself in die spieël moet kyk en die keuse moet vermaak. Onsself die vraag moet afvra: hoe lyk my haarstyl? Hoe lyk my lewenskeuse vanoggend vir God? Hoe gaan my lewe vandag vir die Here lyk? Die Here doen nie een van ons in 'n keuse in. Hy laat die keuse wat teenoor my. So hoe gaan ons hare sny? Gaan ons hare sny deur toe te laat dat die wêreld ons lewens en ons lewenstyl bepaal? Of gaan ons die woord van God toelaat elke dag ons lewens te hervorm? Gaan ons die woord van God toelaat om elke dag ons lewens so in te rig dat die wêreld kan sien dat God magtig is, dat God liefdevol is, dat God genadig is? Gaan ons die keuse maak die woord van God ons lewens voortdurend hervorm sodat ons as kinders van die Here kan lyk? Die keuse is vandag jou. Amen. Geliefde broers en susters, as 'n slotsom sing ons lied 530. Ons gaan daar al 3 verse van die lied saam sing. 'n Lied wat eintlik dan 'n stukkie skrifberuiming is. 'n Lied wat ook net weer vir ons sê dat ons kan soveel mooi dinge in die wêreld hê, ons kan soveel magtige dinge in die wêreld doen. Ons kan soveel suksesse behaal in die wêreld waarin ons elke dag leef. Maar as God se liefde nie in my is nie, as God se liefde nie voortdurend my lewe hervorm deur sy woord, dan maar dit absoluut nie. Kom ons sing as 'n slotsang
net 530 al 3 die verse waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Die Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en aan u vrede gee. Die Here sal sy aangesig na u toe oplig en u genadig wees. Amen.